My volledige boodskap gaan ek nou vanmôre gee, want dit gaan nou vir ons presies 'n punt illustreer. En die punt waar ons is, en wat ek wil illustreer, sluit 100% aan by wat Nalani oor gepraat het. Ek gaan dit nou net verder vat na ons moderne tyd waar ons nou is. Want die tyd waarin ons nou lewe, is nie dieselfde as 30 jaar gelede nie, of 20, of 50, of 80 jaar gelede nie. As ons van daai dae praat, dan praat ons altyd van die goeie ou dae. Maar ons is letterlik nou in 'n nuwe tydperk, en ons is in die tydperk waar alles vinnig moet gebeur. En ek dink ons ken dit redelik goed. Die lewe is 'n redelike gejaag. Vandat 'n selfoon in jou sak geland het, is jy 24 uur beskikbaar. Vroeger jare, as jy iemand gesoek het, dan het jy gebel en jy het 'n boodskap gelos en iemand het dalk teruggebel en dan 'n week later het jy die persoon gekry. Nou bel jy sommer 10:00 in die aand en jy hoop daai persoon antwoord, want dis mos hoe dit nou werk. Vroeger jare het jy 'n brief geskryf en die brief het tyd gevat om te skryf en dan het jy hom gepos en dan het hy 'n lang tyd gevat om aan te kom waar hy aankom en dan het daardie persoon dit uiteindelik gelees en teruggeskryf en nog langer gevat en 3 maande later het julle gekommunikeer. Vandag, niemand gaan dit doen nie. Is iemand van plan nog om 'n brief te skryf? Nee, niemand is nie. Wat doen jy? E-pos, gou, en dan wag jy, okay, het ons al die antwoord gekry, want dinge moet vinnig gebeur en in hierdie tyd het die hele lewe het net eenvoudig een groot gejaag geword. Dit jaag van vroeg en dit jaag tot laat en daar is tyd vir bitter min dinge, want daar is soveel goed wat moet gebeur en dit het die tyd geword, die era, dis die era van kitskos. En in kitskos gaan dit oor gerief. Dit gaan oor spoed. Ons het nie meer tyd om in die aand by die huis te kom en kos te maak nie. Nee, jy koop net iets wat klaar gemaak is en jy sit hom nie in 'n koolstoof wat baie lank vat om warm te word nie. Nee, jy sit hom in 'n mikrogolfoond, want as jy hom druk, dan sê hulle daar net 2 minute en dan wag jy vir daai 2 minute en dan eet jy, want daar is nie tyd om kos te maak nie. En hierdie is nou letterlik die realiteit. Dit is die lewe, dit is die tyd waarin ons nou lewe. Dinge moet vinnig gebeur en in hierdie kitskosindustrie het die hele voedingswaarde het totaal begin verander. Maar dit lê onderliggend, dit lê nie waar 'n mens dit eintlik kan sien nie. Want kitskos bevat verskriklik baie kalorieë. Min of meer die helfte van wat die daaglikse aanbevole hoeveelheid is, lê in een gereg van kitskos. Daar lê vreeslik baie suiker daarin. Daar is baie hoë vlakke van vette in en transvette, dinge wat cholesterol bevorder. Daar is groot hoeveelhede sodium in wat verskriklik sleg is. Daar is verskriklik baie middels in wat dit moet lekker laat smaak. Want as hulle hom vir jou gee soos wat hy regtig is, dan proe dit soos karton en niemand wil dit eet nie, so hulle smaak byvoeg dat dit ten minste lekker is. Dit is die industrie, die realiteit waarmee ek en u vandag te doen het. En daar het in die sielkundige lewe van 'n mens, in jou sielkunde het daar iets gebeur. En wat in jou sielkunde gebeur is, ek het nie baie tyd vir baie dinge nie. En dit is wat ons altyd vandag vir mekaar sê, maar ek het nie tyd nie. Gisteraand het Alna gesê, maar sy gaan nou ophou om vir iemand te sê, sy het nie tyd nie. Want dit is die goed wat jy begin agterkom. Kan jy dit? Nee, maar ek het nie tyd nie. Ek weet julle is vreeslik besig, maar dit en dit. En dan uiteindelik as jy so sit, dan wonder jy ook met wat was ek nou eintlik so vreeslik besig? Weet ook nie. Maar is net hierdie sielkundige gejaag. Nou is daar 'n probleem met hierdie kitskos en die kitskos is jy's nie geondervoed nie. Jy kry genoeg kos. Ondervoeding beteken jy bly in 'n land waar daar hongersnood is, jy kry nie regtig iets om te eet nie. Dis ondervoeding. Kitskos het jy genoeg om te eet. Die probleem is jy eet verkeerd. Dit is wanvoeding. Wanvoeding kom jy nie aanvanklik agter nie. Wanvoeding vind jy eers baie lank na die tyd, vind jy dit uit.
En as daar dan die gevolg van wanvoeding is, dan weet niemand eintlik nou waar dit vandaan kom nie. Dan sê hulle, ja, maar deesdae het al hoe meer mense het hartsiektes en hoë cholesterol en suikervlakke wat nie reg is en al hierdie goeters, en mense verstaan nog glad nie waar dit vandaan kom nie. Kyk net 'n bietjie hoeveel kitskos word geëet. Dit is waar die goed vandaan kom, want mense is nie honger nie. Hulle het genoeg om te eet. Probleem is, daar's wanvoeding. Nou kan ons kyk in die Here se woord in Jesaja 55 vers 1 en 2 wil ek vir ons lees. En ek weet nie of die Here, toe hy dit gesê deur die mond van Jesaja, of hy kitskos in gedagte gehad het nie. Maar ek het 'n goeie idee, dit is omtrent wat dit is. Jesaja 55 vers 1 sê hy, kom, almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Vers 2. Waarom weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie, en bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig nie? As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is, en julle aan ryk kos verlustig. Jene, hierdie klink vir my soos die Here sê, los jou kitskos en kom eet ordentlike kos. Maar hier is 'n bietjie van 'n vangplek hierin, want daar is twee faktore waaraan ons moet aandag gee, en die een is, die kitskos moet gekoop word. En dit word gekoop, en as ons dit nou mooi lees, dan sê dit, daar is 'n klomp moeitevolle arbeid wat jy moet spandeer, so nou moet jy tyd gebruik om te werk, en as jy gewerk het, dan kan jy silwer kry, wat nogal kosbaar is, en as jy die silwer het, dan moet jy dit nou verruil vir kos, en die kos wat jy eet is slegte kos. Aan die ander kant sê die Here, maar kom net, en kom kry ordentlike kos. Maar daar is 'n bietjie van 'n vangplek daarin, want as daar staan, jy moet kom, is dit 'n werkwoord. Jy moet iets doen. As ek nou vir iemand wat daar agter staan sê, kom, is dit 'n werkwoord, dit is 'n opdrag. Dit beteken dat die persoon wat daar staan is nie hier nie, en daai persoon sal iets moet doen, sal moet opstaan en begin loop, totdat hy nou hier gekom het. Dit is wat kom beteken, en die woord kom 3 keer in hierdie een versie voor. So, miskien is dit nogal half van 'n belangrike versie, of 'n belangrike woord, wat die Here sê, maar jy sal moet kom. Maar is al wat jy hoef te doen, jy hoef iets verder te doen, jy moet net kom. In Engels klink dit 'n klein bietjie anderster, en ek gaan vir ons lees in 'n CJB vertaling, wat nie 'n baie algemene vertaling is nie, maar dit word so mooi gestel. In vers 1 sê hy in Engels, all you who are thirsty, come to the water. You without money, come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money, it's free, sê hierdie vertaling. En dan direk daarna, in vers 2, is dit asof die skrywer sê, nou maar, wat ek nou nie verstaan nie is, why spend money for what isn't food, your wages for what doesn't satisfy? Dit is asof hier eintlik so 'n bietjie van 'n verbaasde vraag is, wat hy vra, maar hoekom sal enige iemand dit wil doen? As jy goeie kos kan kry wat verniet is, hoekom gaan jy hard werk en jouself verarm om iets te kry wat sleg is? Dit is so, ek weet nie, toe ek bietjie pynsie oor dinge, eintlik staan die Here so met 'n vraagteken, sê, hoekom wil enige iemand dit doen? En dan sal ek nou byvoeg, dit klink vir my nogal bietjie dom om dit te doen. Dis nie vreeslik slim nie. Dit klink nie of ek dit sou doen nie, dan weet ek nie, 'n mens moet net onsself nou vra. As ons nou verder kyk, en ek wil vir ons 'n voorbeeld voorhou in die Nuwe Testament, en dit is in Handelinge. In Handelinge 19 vers 11, en hier handel dit oor Paulus, en Handelinge 19 vers 11 sê vir ons, God het deur die hande van Paulus besonder kragtige dade verrig, sodat selfs wanneer sweetdoeke en voorskote wat aan sy lyf was, na siekes geneem is, hulle siektes verdwyn en die bose geeste uitgewyk het. Wow, het ons dit al raak gelees? Paulus was nie eers daar nie. Al wat hulle doen is, hulle vat net sy doek, en dan gaan hulle na iemand toe wat siek is, gaan lê doek op hom, en dan is daai persoon gesond.
Ek weet nie of ons van nog iemand lees wat dit kon doen nie, maar Paulus kon. En nou, as 'n mens bietjie gaan kyk waar het Paulus sy opleiding gekry, dan was hy iemand gewees wat werklik die Christene vervolg het. Die Here bring hom tot stilstand op die pad van Damaskus, hy kom tot bekering en van daar af gaan hy vir 3 jaar na Arabië toe. Vir daai 3 jaar in Arabië gebruik hy tyd, vir 3 jaar lank. En die Here leer hom, en die Here leer vir hom besonder goed, en die Here gee vir hom wat Paulus is, openbarings, wat niemand anders gehad het nie, maar hy het dit gehad. Nou kom Paulus terug, hy is nou besig met sy bediening, en die mense word gesond, en die mense kom tot bekering, en nou kom daar 'n paar ander manne ook langs, hier verby, vers 13. Dis nou Handelinge 19 vers 13, ek lees hom maar net soos wat hy gaan. Sommige van die rondreisende Joodse geestesbesweders, het ook probeer om die naam van die Here Jesus uit te spreek oor mense met bose geeste deur te sê, ek besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was Skefa, 'n Joodse priester se 7 seuns wat dit gedoen het. Nou moet ons net verstaan, 'n Joodse priester was spesifiek uit die geslag van Levi uit. 'n Priester het spesifieke opleiding gekry, dit was oorgedra van een geslag van pa na seun, van pa na seun en seun, en so het dit aangegaan. So, as hierdie 'n Joodse priester was, dan was die priester opgelei as 'n priester gewees. Dit is nie 'n priester by naam nie, hy was opgelei, en hy het seuns, en sy seuns is ook priesters. So, hulle is nie vreeslik onkundig nie, maar hulle is opgeleide priesters, en hulle het seker so half probeer priesters wees, maar omdat hulle so besig is met kitskos, en nie regtig kyk wat aangaan nie, het hulle nie agtergekom dat die priesters het geen funksie meer gehad nie. Die laaste priester was Johannes. Toe het Johannes daar gestaan, toe sê hy, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem, en hy, daardie lam, is die hoëpriester, die laaste een. Daar is nie een daarna nie. So die hele priesterskap het net daar geëindig. Maar hierdie Skefa weet eintlik niks daarvan nie. En nou sê hulle, met die bietjie kennis wat hulle het, wat hulle seker op WhatsApp gelees het, ek weet nie waar hulle dit gekry nie, toe lees hulle van Paulus, en Paulus doen hierdie wonderlike goed, en hulle dink maar, hulle kan dit ook doen, uit hierdie klein bietjie kennis wat hulle het, en hulle sê, ek besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Paulus. So hier het hulle klein bietjie kennis. Hulle weet van Paulus iets, van Jesus dalk, maar hulle sien dit werk. Hierdie werk. Ons kan gou iemand help. Ons hoef nie lank te vat nie, het hoef nie lank te sukkel nie. Nou het hulle met die bose gees gepraat. En die bose gees antwoord hulle in vers 15. Maar die bose gees het hulle geantwoord, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Nou moet 'n mens verstaan, dat hierdie is 'n bose gees wat nou praat, en hy het insig in die geesteswêreld. Hy weet mos nou wat hier in die gees gebeur. En hulle weet presies wie Jesus is, en hulle sidder. Vir Jesus sidder hulle. Hulle het kennis geneem van Paulus. As Paulus naby kom met die bose geeste kennis geneem, hier kom Paulus se doek aan, lê hom op 'n sieke, en daar staan hy op, hy is gesond. En die duiwels neem kennis van Paulus. Miskien was hulle vir hom bang geweest, ek weet nie, maar hulle het nie daardie ontzag gehad wat hulle vir Jesus gehad het, tog het hulle hom geken. En nou kom die bose gees en hy sê, maar julle, wie is julle? Onthou nou, hulle probeer optree in die gees. En die bose gees in die gees het nie eers 'n idee wat hulle name is nie. Wie was hierdie manne gewees? Wie was hulle nou eintlik? Uit die bose gees se oogpunt uit. En die bose gees het hulle bespring in vers 16 en hulle oorweldig en die oorhand gekry, so ter kale gewond uit daardie huis gevlug het. Wie was hierdie mense gewees? Hierdie was kitskos Christene gewees.
Hulle het gehoor van iets en toe raak hulle sommer 'n ekspert daarin. Hulle het nie die tyd gebruik wat Paulus gebruik het om deur die Here geleer en geskool en bemagtig te word nie. Paulus het die tyd gebruik, hierdie het dit net vinnig gekry. En toe dink hulle met hierdie klein bietjie kennis van hulle het, wat hulle het, want hulle is kitskos Christene, met die bietjie voeding wat hulle gekry het, het hulle gedink, hulle gaan autoriteit uitoefen oor die bose geeste. En die bose gees vra vir hulle, nou, wie is julle? Hulle het geen autoriteit nie, niks, nul. Die woorde wat hulle spreek, dra geen gewig nie, niks. Kitskos Christen. Nou kan 'n mens vra, wat moet ek nou daarmee maak? En ons hoor dit nou, en dan is dit altyd die vraag, wat moet ek daarmee maak? So kom ons kyk vinnig, wat is die verskil tussen die kitskos Christen en die ware Christen? Die een wat die tyd gebruik, en die ander een wat haastig is. Daar's nie tyd vir baie dinge nie. Ken jy die Here, of volg jy hom? Wanneer jy die Here ken, is dit intellektuele inligting. Jy ken sy naam, jy ken die Bybelstories, weet waar hy vandaan kom, al hierdie goed. Kitskos. Ons maak gou kennis by mekaar. Ons lees gou 'n paar goedjies. Laat ons daarom net iets weet. Jy raak versadig, maar as geen groei nie. Om die Here te volg is 'n transformasieproses, iets wat tyd gaan vat. Daar is geen quick fix nie. 'n Quick fix bestaan nie by die Here nie. Dit vat tyd. Lees ek die Bybel of bestudeer ek hom? Daar is eintlik baie mense wat die Bybel lees. In die oggend as hulle die selfoon optel, dan het AI vir hulle Bybelversie gestuur. Lees gou hierdie Bybelversie. Dis 'n mooi versie. Ek moet hom gou aanstuur vir my vriendin ook nog. Mooi versie. Sit hom neer. Klaar Bybel gelees vir die dag. Of as jy ietsie meer wil weet, dan luister jy gou so 1 minuut kort boodskapie, net so 'n dagstukkie, maar as hy langer as 1 minuut is, dan is dit te lank. Na 1 minuut sit ek hom af. Dan het hy klaar gepraat. Ek het nie tyd om verder te luister na 'n ander boodskap nie. 'n Kitskos Christen is weens wanvoeding swak in die gees. Ek gaan dit weer sê. 'n Kitskos Christen is weens wanvoeding swak in die gees. Jy het geen autoriteit in die geesteswêreld nie. Is ek 'n speler op die veld of is ek 'n toeskouer? Dit is baie makliker om 'n toeskouer te wees. Jy hoef nooit te gaan vir 'n oefening nie, jy hoef nie fiks te wees nie, jy hoef nie moeg te raak op die veld nie. Al wat jy kan doen is daag op, gaan sit, lewer 'n klompie kommentaar, staan op 'n loop. Die ware Christen is op die veld, besig om te veg, besig om te hardloop. Dit verg inspanning. Dit kos jou gerief, dit kos jou eie wil. Dit kos baie keer jou gewildheid. Maar om 'n toeskouer te wees, is geen moeite nie. Jy kan ook opdaag wanneer die tyd daarvoor is. As ek tyd het, kan ek opdaag. Dit gaan niks verander aan die spel op die veld nie. Daai ouens kan aangaan. Hulle gaan my nie eers mis nie. Die kitskos Christen. Praat ek net of is ek gehoorsaam? Jakobus 2 vers 14 tot 17 sê vir ons, wat baat dit my broers as iemand sê hy het geloof, maar hy het nie dade nie. Die geloof kan hom tog nie verlos nie. En hoor nou hierdie praktiese voorbeeld wat Jakobus vir ons gee. Meer prakties as dit kan dit nie wees nie. Vers 15, as 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat hulle liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Dis verskriklik maklik om vir iemand te sê, gaan in vrede, ek glo die Here gaan vir jou sake uitwerk. Ek sal vir jou bid, die Here gaan jou help, en dan is dit afgehandel, ek draai om en ek loop, want dis al waarvoor ek tyd gehad het. Of het ons die tyd om op te staan, te loop en regtig iets te gaan doen? Die kitskos Christen. Soek ek gerief, of is ek oorgegee in die Here se hand? Die
moderne tyd waarin ons leef, is daar nie tyd om siek te wees nie. Daar is nie tyd om te sukkel nie. Daar is nie tyd om 'n nood te hê nie. Daar is net letterlik nie tyd daarvoor nie. As ek siek is, dan moet ek nou gaan, hulle moet nou vir my bid en ek moet nou gesond word. As ek 'n probleem in my lewe het, dan gaan ek gou kerk toe en dan moet hulle gou vir my bid nou en dan gaan ek opstaan en aangaan met my lewe, want ek het nie tyd om nou 'n probleem te hê nie. Daar is nie nou tyd daarvoor, ek het werk om te doen. Daar's dinge wat moet gebeur, daar is nie tyd nie. Kits oplossings. Die kitskos Christen soek kits oplossings vir alles. Hoeveel mense is daar wat ek en Alna al mee gedeel het, wat 'n werklike probleem in hulle lewe het. En dan vra ons, het jy 'n verhouding met die Here? Ja, nee, ek bid, ek lees Bybel, ek gaan kerk toe, ek doen al hierdie dinge. Okay, goed. Maar ons moet nou vir hulle bid. En die een persoon sê, ek gaan nie vir jou bid nie. Daar is iets wat jy moet doen. Jy gaan begin by die begin, jy gaan afsonder, dan gaan jy bid, dan gaan jy wag dat die Here aan jou die probleem openbaar, jy gaan dit neerskryf, en dan wanneer dit gebeur het, dit gaan dalk jou so 2-3 weke vat, dan gaan jy dit vat en dan gaan jy terugkom na ons toe, dan gaan ons saam met jou bid, en dan kan die Here jou vrymaak. Die persoon het nooit weer teruggekom nie. Want om dit te doen, was nie die antwoord nie. Die persoon wou kom, laat ons gou 'n pragtige gebed bid, en as ons klaar is die hele probleem weg. Geen verhouding met die Here nie. Die kits kos Christen soek kits oplossings. Die gevaar van wanvoeding is, jy is oorversadig. Jare gelede, toe het die lewe anders gelyk. Dit is wat ons verwys na die goeie ou dae. Jare gelede het jy in jou huisie gebly, en daar was 'n kerk in die dorp. En as jy wil kerk toe gaan, dan klim jy in jou kar en dan ry jy tot by daardie kerk, dan gaan luister jy wat daar gegee word. Dit is die plek waar jy voeding kry. En as jy klaar is, dan klim jy jou kar en dan ry jy terug na jou huis toe. As jy na enige ander kerk toe wou gegaan het, dan sou jy in jou kar moes klim en na 'n ander een toe gery het. Maar nou gaan ons dit nie doen nie, want ons is in hierdie gemeente van hierdie kerk. Dit beteken daar was duidelike grense gewees. Ek is 'n lidmaat van hierdie kerk en ek aanbid by hierdie kerk. En in daardie kerk gee die Here leiding vir daardie persoon wat hy daar gestel het, om die gemeente wat om hom is te voed en te lei op 'n sekere manier. Dit was die ou dae. Die dae waar ons nou is die grense weg. So nou kan ons in die kar klim en hiernatoe ry en hier 'n boodskap kry. As jy in jou kar klim en jy ry huis toe, dan sit jy gou die volgende preek aan van iemand anders en luister daai ene ook. En dan kom jy by die huis en dan kry jy gou 'n dagstukkie van iemand anders wat in Australië bly en luister dit ook. En dan môreoggend dan luister jy wat iemand anders te sê het wat in Amerika bly en luister dit ook. En die kitskos Christen spring rond van ete na ete na ete na ete. En daar is 'n bitter groot gevaar daarin, want verskriklik, ek wil sê duisende mense wat preke en boodskappe op die internet gee, is self aangestelde experts in hulle gebied, met geen autoriteitsnetwerk waaronder hulle funksioneer nie. Waar ek hier staan, funksioneer ek onder die autoriteit van hierdie kerk en van die persoon wat bo my aangestel is. Ek het 'n autoriteitsstruktuur waaronder ek funksioneer. Maar die self aangestelde predikers kan sê net wat hy wil. En omdat almal 'n expert is, praat hulle asof hulle 'n expert is. En nou die dag sit ons het nou maar YouTube wat ons kyk, want daar is nou maar dinge wat ons kyk op YouTube. En dan YouTube is mos baie slim. Hulle sê vir jou, jy moet eintlik hierna en hierna en hierna kyk. En ek sien daar iets van Moses se lewe. En ek dink, okay, kan interessant wees, want ek hou vreeslik baie van die Ou Testament, so ek dink, okay, kom ek kyk gou.
En hulle begin, daai stukkie begin, toe Moses 140 jaar oud was, het hy so en so en so. Ek sê veral nou, wat se nonsens is dit? Moses het gesterf op 120. Waar kry hulle 140? Ek sit hom net daar af. Nou dink ek, hoeveel mense luister hierna? Hoeveel? Nou kry jy video's wat sê, what really happened with the ark? Die goed is nou maar alles Engels. Wat het nou, hoe het die see nou regtig gekloof? Wat het regtig op Golgotha gebeur? Wat het regtig met die ark gebeur? Wat het regtig met Noah gebeur? As julle daai goed sien, what really happened, sit vir hom af. Die kitskos Christen het geen tekort aan kitskos nie. Ons weet hoe lyk die kitskos industrie. Ons kan hier in straat afry en dan begin jy, hulle kry die een na die ander. Op hierdie hoek en op daai hoek. En dan, hulle is verskriklik slim, as jy nie soontoe kan gaan nie, bel net, hulle gaan vir jou aflewer. Vinnig. 30 minute en jy het jou kitskos by jou. In die fisiese lewe is kitskos 'n gevaarlike ding om te eet. Moenie te veel daarvan eet nie. As ek nou goeie raad vandag kan gee. In die gees is dit baie erger. En hierdie stukkie waarmee ek begin het, gaan ek eindig. Jesaja 55 vers 1 en 2. Kom, almal wat dors is, kom na die water. Wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Die beste kos wat jy kan kry is verniet. Kom net. Waarom weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie en bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig nie? As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is. Sal julle aan ryk kos verlustig. En die 2020 vertaling van vers 3 het my laat smile. In vers 3 sê die 2020, maak julle ore oop en kom na my toe. Luister, sodat julle kan lewe. Amen.